Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Skoenlappers dek 'n groter area as wat bye doen, maar bye maak heuning. Dit is omdat skoenlappers oor meeste van die blomme vlieg, terwyl 'n by op elke blom land en lank genoeg daar bly om genoeg nektar te onttrek. Dit is soos die verskil tussen om net jou Bybel vinnig vir 'n paar minute te lees, teenoor om tyd te neem om te oordink wat jy gelees het. Moenie net 'n paar woorde of verse lees en dan haastig aanbeweeg na die volgende nie. Stop om oor 'n woord, 'n vers of 'n konsep te besin. Vergelyk daardie skrifgedeelte met ander wat by jou opkom. Moenie gehaas voel om na die einde van die hoofstuk te jaag nie. Wees meer besorg oor kwaliteit as oor kwantiteit. Dit is belangriker om 'n diep begrip van een vers van die skrif te kry, as om 5 hoofstukke te lees en niks te verstaan wat jy gelees het nie. Die psalmdigter skryf in Psalm 1 vers 1 tot 3, Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. God se woord is die oplossing vir geestelike swakheid, vir 'n lewe sonder fokus, vir 'n gebrek aan intimiteit met God, vir min geloof, wat veroorsaak dat jy misluk en God se beste bly mis. Maak dus jou Bybel oop, lees dit, bid en vra dan, Here, wat sê U vir my? Dink dan na oor die antwoord. Here, help my om daagliks oor U woord te mediteer en nie net vinnig daardeur te beweeg nie. Leer my om diep oor die skrif na te dink, sodat ek al die lewe en krag wat dit bring, kan ontvang. In Jesus naam bid ek dit. Amen.